Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons uitgespaar is, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën by vanmôre se oordeenking. Ek wil net u groet met die woorde van Matteus 6 vers 34. Dis 'n vers wat ek uitgedruk het en hier regs bo my rekenaar gesit het wat ek na gereeld kyk. Dis die woorde van Matteus 6:34 wat sê: "Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad." Ek het so aan hierdie vers gedink, vriende, en ek het besef die groot waarheid daarin opgesluit. Die gedagte van dat elke dag het genoeg uitdagings, het genoeg versoekings en beproewings. Ons het nie tyd, vriende, om te kwel oor môre nie. Môre is nie vir ons 'n gegewe nie. Gister is onherroepelik verby. Ek het so daaraan gedink, hierdie is die dag wat die Here gemaak het, kom dat ons daaroor juig en bly wees. En die gebed van my hart is dat u en ek hierdie dag as 'n geskenk uit die hand van die Here sal aanneem. Dat ons hierdie dag sal omhels as 'n gawe uit die hand van die Here, dat hy vir ons nog 'n dag van lewe gegee het, nog 'n dag op hierdie aarde om hom te verheerlik, en so te lewe dat ons oë gefestig sal hou op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Mag die Here ons help om te leef met dankbaarheid, met blydskap, met toegewydheid, tot die dag dat ons hom in sy heerlikheid sal sien, soos hy is. Nou vriende, ons sal aangaan met ons reeksie oor Bybelse berading vir blywende verandering. Nou ons het al heelwat boodskappe met u gedeel oor hierdie bepaalde saak. Ek dink u kry nou al die strekking waarmee ek besig is, dat ons vir u sê dat God se woord genoegsaam is om vir ons antwoorde te gee vir wat ook al ons probleem. Die groot probleem van mense is vandag, hulle wil hulle self oorgee aan hulle begeertes, aan hulle drange, aan al hierdie dinge wat ons vandag sien en beleef, en dit tot hulle eie nadeel en tot hulle eie ondergang en tot 'n geweldige invloed vir ons volk, ons nasie en wêreldwyd dan ook die bevolking. Want u sien, wanneer ons in sonde en in die greep van sonde vasgevang is, dan is dit hierdie afwaartse spiraal waarin ons beweeg tot dit by vernietiging uitkom. En die Here het ons geskaap het, hy weet die beste, en daarom is sy woord vir ons die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Nou ons het 'n bietjie gekyk na die gedagte van verslawings. Is dit siekte of sonde? Vir u baie duidelik uit die skrif gewys dat dit sonde is wanneer 'n mens verslaaf raak aan 'n bepaalde middel of voedsel of een of ander ding soos ons oor gepraat het, dan 99,9% van die tyd is dit sonde wat ons dryf om dit te doen, vleeslike begeertes, vleeslike drange, die drang vir selfvervulling, en hierdie sonde bring dan ook vernietiging voor. Nou ons gaan vanmôre na een spesifieke gedagte kyk, nie net vanmôre nie, maar seker die oggende wat voorlê, en dit is een van die dinge wat ons maklik oorsien, maar wat besig is om geweldige skade en skande te bring in die kerk van die Here Jesus. En dit is die gedagte van eetversteurings of streep eetverslawings. Ons gaan 'n bietjie kyk, daar is verskillende eetversteurings, maar die ding wat ons eintlik gaan op fokus is die gedagte van verslawings. Want u sien, dit is die probleem in die westerse lande, in die kerk van die Here Jesus oor die algemeen, veral in die westerse lande, en dit is die oormaat gebruik van voedsel en van hierdie middele wat die Here ons gegee het om te oorleef. Iemand het eendag die opmerking gemaak dat die meeste mense eet nie om te leef nie, maar hulle leef om te eet. En dis 'n groot probleem wat ons mee moet deel, want kinders van die Here is baie lief om sondes uit te wys, soos mense wat verslaaf is aan drank en aan dwelms en baie keer pornografie of seksuele losbandigheid of wat ook al die sonde mag wees. Maar hulle kom nie altyd by die gedagte uit van om werklik te sien dat ook die oormaat gebruik van voedsel is 'n sonde voor die Here, omdat 1 Korintiërs 10 vir ons baie duidelik keer in vers 31, of ons eet of ons drink, ons moet dit doen tot eer van die Here. En ons liggaam is 'n tempel van die Here en sy gees woon in ons. Daarom mag ons nie hierdie tempel gebruik om ons eie begeertes te vervul nie, maar om die Here in alles te verheerlik. Nou vriende, ons gaan vanmôre kyk na die 3 eetversteurings wat opgeteken is. Daar is basies hoofsaaklik 3 eetversteurings, en dan gaan ons bietjie kyk na 2 groot redes waarom mense stoei met eetversteurings, en dan gaan ons bietjie kyk môre na wat die Bybel sê oor voedsel, die gebruik daarvan, en dan ook hoe ons Bybels kan deel wanneer ons verslaaf is aan voedsel, wanneer ons te veel eet, wanneer ons dan in hierdie sonde verval. Nou die 3 groot eetversteurings wat daar is die eerste een is anorexia. Nou die meeste van u het al seker gehoor daarvan, dis wanneer mense hulle self uitteer, wanneer mense hulle weerhou van voedsel, wanneer mense, en dit kan baie onskuldig begin, is miskien 'n meisiekind wat kyk na ander meisietjies by die skool, sy is miskien bietjie mollig, sy sien hierdie maar meisietjies en hoe hulle aandag kry by seuns, en sy besluit dat sy minder gaan eet om soos daardie meisies te lyk,
En dikwels kan dit uitloop op die siekte van anoreksia, waar sy haarself so onthou van voedsel, dat dit eintlik in die ekstreme vorm 'n tipe van selfmoord is. Want die liggaam kry nie genoeg voedingsstowwe nie, die liggaam kry nie genoeg van hierdie vitamines en minerale in nie, en stelselmatig sterf daardie liggaam, en in die ekstreme vorm sterf baie van hierdie mense. Maar ek wil vir u sê, ek het bitter min al met hierdie saak te doen gekry van anoreksia. Mense wat hulle uitteer, mense wat weier om voedsel te gebruik, en mense wat dan siek word daarvan en self sterwe daarvan. Dit is iets wat eintlik baie min na vore kom, veral in ons westerse lande. Dan kry ons ook die gedagte van bulimie. Nou, u het al seker baie keer daarvan gehoor, of dikwels daarvan gehoor. Dit is wanneer mense in die geheim te veel eet. Hulle sal byvoorbeeld, wanneer hulle by ete kom, sal hulle hier en daar net so ietsiekie eet, pesel, hulle by die huis kom, dan val hulle weg, en hulle eet hulle self amper katshoonk. En dan voel hulle geweldig spyt daaroor, en dan sal hulle lakseermiddels gebruik, of hulle sal die vinger in die keel druk, en daar sal braaking kom, en dan probeer hulle ontslaa raak van hierdie oormaat van voedsel wat hulle gebruik het. Nou vriende, hierdie is ook 'n saak wat verkeerd is. Ek dink dit is voor die Here nie reg nie, juis omdat ons voor mense moet wees wat ons agter hulle is. En wat die gebruik van voedsel aanbetref, ek stem saam, ons moet onsself gedra wanneer ons by ander mense is, en ons eet saam met ander mense uit, maar om jouself te gaan vergryp as jy by die huis kom, en dan, as jy 'n oormaat van voedsel gebruik het, hierdie metodes te gebruik om ontslae te raak daarvan, dink ek nie is 'n goeie Bybelse beginsel vir 'n kind van die Here nie. So bulimie, ons kry dit ook van tyd tot tyd, maar dis glad nie so algemeen soos brassery nie. Nou vriende, brassery is wanneer ons ooreet. Dis die eenvoudige definisie van brassery. Dis wanneer ons eet, en ons weet ons het 'n versadigingspunt bereik, maar ons bly eet. Dit is nou byvoorbeeld, ek kom by 'n verjaarsdag aan, en ek het nou vir my stukkie melktert ingeskep, en miskien 'n stukkie sjokoladekoek, en miskien ou vleispastytjie, en ek skep dit vir my vir 'n tweede keer in, ek skep dit vir my vir 'n derde keer in, ek skep dit vir my vir 'n vierde keer in, en 'n vyfde keer, en ek bly eet, en dit gaan op die einde van die dag so aan, nie net vir 'n dag, of vir 2, of vir 'n maand, of vir 'n jaar nie, maar ek verval in hierdie patroon om myself te ooreet, meer te eet as wat nodig is, en ek eet my baie keer self so, dat ek siek word van hierdie voedsel wat ek eet, en later loop dit uit op mediese kwessies. Hulle sê dat baie van die kwessies van suikersiekte, beroertes, hartaanvalle, is direkte gevolg daarvan is dan brassery, of ooreet, of te veel eet. En dit kan ook selfs wees, vriende, te veel eet van 'n verkeerde ding. Ons beleef 'n dag en tyd waar jy om elke hoek en draai 'n McDonald's kry, en 'n Burger King kry, en 'n KFC kry, en verskillende uiteetplekke. Jy vind ook die slaghuise, jy vind die inkopiesentrums, daar is Krispy King, en allerhande dinge wat jy, of Krispy Kreme, allerhande goed wat jy kan eet en kan koop, en ongelukkig in ons dag en tyd, omdat ons gejaagd is mense geneig om in hierdie rigting te beweeg, en dan word dit 'n patroon van om te veel te eet. En ons moet 'n bietjie kyk na wat die Bybel sê oor brassery, of ooreet, of ons praat ook van om vraatsig te wees. Spreuke 23 vers 20 sê, wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as vraat hulle hart ophaal, want 'n drinker en 'n vraat sal arm word, en slaperigheid laat stikkende klere dra. Nou hierdie 3 eetversteurings, vriende, is brassery die algemeenste van die klomp. Jy kry die anoreksia gevalle, dan kry jy die bulimie gevalle, maar brassery is seker maar die algemene, of die mees algemeenste saak onder mense, waar hulle in 'n oormaat eet. Nou as ons bietjie kyk na groot redes waarom mense aan eetversteurings ly, te min of te veel. Een kan wees 'n mediese probleem. Dit is altyd raadsaam, vriende, en wys om, wanneer daar 'n geweldige toename in gewig is, of 'n geweldige afname in gewig, en daar's geen verklaarbare rede daarvoor nie, om 'n dokter te gaan sien. Nou ons weet daar is sekere mediese kwessies wat kan plaasvind, waar mense te min eet, en hulle word al hoe maarder, en die mediese kwessie kan uitgewys word, of in gevalle waar mense geweldige gewig optel, dat daar ook gekyk sal word of daar nie een of ander mediese onderliggende kwessie is nie. Maar vriende, meeste van die tyd is dit geestelike of emosionele probleem. Ons hoor dikwels mense wat vir jou sê, maar luister, ek is 'n streseter.
as ek stres, dan eet ek, dan soek ek iets om te eet. En meeste mense is 24 ure 'n dag gestres, veral in Suid-Afrika, en veral by die werksplekke en op die paaie wat ons ry, en hulle het 'n pak chips langs hulle, en hulle het 'n botteltjie Coke langs hulle, en hulle 'n sakkie biltong langs hulle, en so eet hulle die heel dag, en hulle hou nie op eet nie, want hulle is so gestres. En dan kry jy mense wat sê, man, ek eet as ek verveeld raak. Weet, hulle sit voor 'n televisie, hulle kyk miskien rugby, of hulle kyk miskien golf, of hulle kyk miskien een of ander sepie of program, of wat ook al, en hulle begin eet, en dis die probleem waarmee ons sit. En daarom moet ons bietjie kyk, ons gaan môre bietjie kyk na die gedagte, wat leer die Bybel vir ons oor voedsel, en dan, wat is die Bybelse oplossings vir hierdie versteurings, en soos ek reeds gesê het, gaan ons meer in besonder fokus op brassery, op te veel eet, op aanhoudend eet, en wat die Bybel oor hierdie bepaalde saak te sê. Mag die Here genade gee, vriende, dis nou maar net so 'n leidende gedagte, om vir u 'n rigting te stuur, en u gaan sien, baie van die oplossings kan ons maar deurtrek na ander verslawings ook. Mense wat verslaaf is aan sosiale media, waar hulle permanent op 'n selfoon is, of waar hulle op Facebook is, of waar hulle op een of ander platform is, Instagram of wat ook al. U sal sien dat verslawings is maar eintlik die selfvervulling, mense wat hulle tyd en hulle energie spandeer aan sinnelose en nuttelose goed baie keer, en baie keer aan hierdie selfvervulling, en dan ook die oplossings is altyd maar in dieselfde rigting, waar ons as kinders van die Here vir onsself die vraag moet afvra, verheerlik ek God deur dit wat ek doen, deur my tyd wat ek spandeer, die mate van voedsel wat ek inneem, die plekke waartoe ek gaan, die dinge waarna ek kyk, al hierdie goed. Ons moet elke keer teruggaan na die basiese beginsel, of ons eet of ons drink, of wat ook al ons doen ons dit tot eer van die Here. Nou vriende, mag die Here ons seën. So môre sal ons aangaan met hierdie reeksie, en mag die Here vir ons wysheid gee en die verstaan daarvan. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.